Dit is vandag Vrydag 30 Mei. Baie welkom by hierdie luistermeditasie op pad na Pinkster. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Matteus 22 vers 1 tot vers 3 en ons gaan dit lees in die 2020 vertaling. Ek wil jou nooi om daar waar jy is tot rus te kom. Dalk help dit jou om net 'n paar keer lekker diep asem te haal. As jy 'n kers naby het, steek dit gerus aan. Draai jouself na die lig en raak bewus van die nabyheid van God. Ontvang God se lig as sy geskenk aan jou. Ontvang sy vrede as sy geskenk in hierdie oomblik. Ervaar hoe God se lig jou ontmoet net waar jy is. Een kers gee min lig, maar dit is nie te min nie. Dit is die vlam van laat daar lig wees, van Genesis 1. Die eerste teken in die skepping van hoop. Jou lig reis ook deur die duisternis, saam met al die ander stories in God se eindelose sterrestelsel. Ek en jy sê daagliks ons stille gebed op, 'n paar woorde wat ons loslaat in die wind, maar hulle is nie so nietig as wat ons dink nie. Dis woorde gevorm uit 'n lewe van liefde en hoop. Jy gee jou hart, maar is nie jou hart nie, dis eintlik God se wat in jou neerslag gevind het. Dit is God se lig wat in jou en deur jou skyn. God se hoop wat ego deur jou. Daarom hou aan bid, waak met moed en selfvertroue, ook nou in hierdie stil word oomblik, want God waak in jou. God waak in ons, die hoopvol is en die hulpeloos is. Sy lig skyn in die duisternis. Hier is ek, Here. Ek luister. Matteus 22 vers 1. Jesus het weer met hulle deur gelykenisse gepraat en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilofsfees vir sy seun voorberei het. Hy het toe sy slawe gestuur om die wat na die bruilofsfees genooi is, te roep, maar hulle wou nie kom nie. Net weer vers 2, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilofsfees vir sy seun voorberei het. Wat sien jy as jy hoor die koninkryk van God is soos 'n bruilofsfees? Wie sien jy daar? Hoe lyk dit? Hoe laat dit jou voel? Dink vir jy vir 'n oomblik na oor hierdie woorde van Jesus.
Jesus kom sê, die koninkryk van God is soos 'n groot partytjie. Die lewe saam met God is 'n fees van vreugde. En dit is nie net 'n gewone partytjie nie. Dit is 'n huweliksfees. Dit vier liefde en passie, toewyding, getrouheid. En die gasheer is God. Almal is welkom, almal is uitgenooi. En die beste aansitplekke word uitgedeel aan die wat eintlik altyd agter in die ry staan. Wat dink hulle is nie uitgenooi nie. En die heildronk wat ingestel word is op God se getroue liefde, wat alles in waarde oortref. Sommige praat onder mekaar en sê hierdie lys is te lank, te inklusief. Ander voel weer, dis te kort, te eksklusief. Sommige dink hulle sal nooit die lys haal nie. Maar almal se name is daar. So watter trouklere benodig ek en jy? Die ironie is seker juis nie 'n kostuum nie. Nie 'n sekere uitrusting nie, net wie jy is, die ware jy. Niks fancy, formeel of indrukwekkend nie. Geen godsdienstige bling of akademiese regalia nie. Eenvoudig net dit. Die tema is egtheid. Niks anders sal eintlik pas nie. Want niks anders as net dit sal pas by die vreugde van die dag nie. So die vraag wat dan seker oorbly is, hoe reageer jy op hierdie uitnodiging om saam fees te vier? Het jy al jou dansskoene aan? Dit mag klink as Jesus hierdie beeld gebruik dat hy uitvoering is met die realiteite van die lewe. Maar as ek dink aan hierdie gastelys, dan dink ek aan dit waarin Jesus altyd waarlik vreugde gevind het. En dit was dalk anders as wat ons dit sien. Geseënd is jy wat geraak en beweeg word deur die tragedies van die wêreld, want jy sal ware blydskap leer ken. Dis wat Jesus ons leer. Geseënd is jy wat in vlietende oomblikke oorweldig voel deur oseane en woude, deur musiek en samesyn en skoonheid en liefde, want jy weet waarlik waaroor die fees van God gaan. Geseënd is jy wanneer jy weerlose vlugtelinge op die nuus sien en iets in jou stort 'n bietjie in mekaar. Hou jou wakker en bring jou in beweging om iets daaraan te doen. Geseënd is jy wanneer jy wakker word in die nag met bekommernis oor God se wêreld en weer opstaan en hoop sigbaar maak. Geseënd is jy want jou hoop is nie net 'n goeie en 'n mooi wens nie. Dit is vertroue in dit wat reeds bestaan. Vertroue in die nuwe dag wat stadig besig is om te breek. Daarom hou jou droefheid vas. Hou jou worstelinge vas. Volg dit die duisternis in, want dit sal jou lei na die plek waar jy God se goedheid kan weerkaats. Geseënd is jy wat dag na dag stil aangaan, wat onselfsugtig opdaag en God se fees sigbaar maak. Jou moed en durf is die musiek wat die partytjie aan die gang hou. Geseënd is jy wat weet, die fees is reeds aan die gang. Wat het in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat in gebed met die Here daaroor.
opgestane Christus, ek kan nie altyd voel nie, en ek sien nie altyd voor my nie. Ek hoor nie altyd u stem helder en duidelik nie. Maar Here, ek soek u hier in die realiteit van die wêreld, want ek weet, u kom elke keer deur die geslote deur van my hart en ontmoet my net waar ek is. Opgestane Christus, blaas nuwe lewe in my. Vul my met genade, wat oop en vrylik gee wat ek ontvang. Vul my met vreugde, dat daar altyd 'n nuwe begin is, selfs na die einde. Maak my oë oop vir die bruilofsfees wat reeds aan die gang is. Mag my menswees getuig dat ek u ernstig opgeneem het toe u gesê het, u is by ons tot en met die volëinding van die wêreld. Mag my lewe getuig, u leef. Mag u meer word en ek minder. Amen.